As ek net sê, welkom. Julle het al Afrikaanse musiek van dis storie. Okay, baie dankie dat julle hier is. Ek het nog op myself getwyfel nou, so kyk, ek preek vir daai exit sign wat daar staan vanaand. Dat Alicia is dis om nou te hoor, my committed is hier, dis vir my nie maar. Baie dankie dat julle hier is. My thema vanaand is wie bestuur jou lewe? Ek het net gekyk na verskillende karre en Uber accounts en hoe dit werk. Hierdie idee het vir my gekom na 'n grapjie wat ek hoor het. 'n Ou sit in die kar, so met sy skoonseun. Ek het gehoor dis klein kind, net wat is net meer te sien. En sy klein kind is nou in Amerika gepasseer, so daar ry hulle mos nie meer, hulle Uber net. So dan sit die klein seun daar en sê, oupa, ek het nie nodig om te leer bestuur nie, want ek het 'n Uber account. Toe kyk die oupa en sê, ja, maar Jesus het nie 'n Uber account gehad nie, en toe raak hy so stil, en dink hy, Jesus takes the wheel. En snap het my, in my hart dadelik soos van, wat laat jy toe in jou lewe, om 'n passasier te wees van die wêreld, en in te sit in 'n kar wat 'n vreemdeling is, of wie laat jy jou stuurwiel vat en bestuur jou stuurwiel? So, ek wil graag vir julle, ek gaan 'n paar goedjies sê, as ek op julle tone trap, is ek jammer, as ek julle offend, is nie dalk die slegste ding wat kan gebeur nie. Nou wil ek graag vir julle in julle kop in twee prente laat skep. Dis twee verskillende karre. Een is 'n Toyota Camry, 'n wit Toyota, ek het hier geskryf Pearl White, want ek hou van Pearl White. Pearl White Toyota Camry. Niks fancy nie, ou Camrys, die ou Camrys. Plain, eenvoudig, hy's vertroubaar, hy's reliable, hy vat jou van A na B na B na C en dan weer na Z en al die pad terug, oor 1 miljoen kilos en hy gaan net aan. Dan die volgende wat ek, jy lê die prentjie van 'n Toyota Camry, okay. Dan die volgende ene is 'n matte black VW, wat ook 'n VW in jou kop kan dink, ek het een in my eie kop, dink aan jou eie VW, of Audi of wat ook al, met al die features. Hy is die nuutste 2024, 2025 model wat uitkom. Hy het daai Bluetooth radio, driver assist, wat hy automatic braking, hy het alles. Jy weet as jy so op die highway ry en jy kom so verby 'n nuwe kar en hy sy spieeltjie begin sommer blink, want hy weet ook hier's iemand in jou blinde kop, een van daai fancy nuwe karre. Nou, ek wil vir julle nou vra, as jy nou die twee karre in jou kop sit, wat se ene sou jy graag wil hê? Ek sou obviously die VW wil hê, want hy het al die fancy features, hy het 'n Bluetooth radio en ek smag 'n Bluetooth radio, hy is automatic. Ek sou graag hom wil hê. Want hy lyk soos die beste opsie vandag. Hy het ABS, hy het airbags, hy het alles. Maar nou het ek 'n ding gelees, 'n artikel van Business Tech wat sê VW het 249 probleme per 100 karre wat hulle manufacture. Nou ek wil ek julle moet daaraan dink, en 'n Camry het ook probleme. Ek gaan nie sê hy is perfek nie, maar hy het ook probleme. Maar ek wat in die motorindustrie was, wat bietjie weet en was nou wat ook in die motorindustrie was, om aan 'n Volkswagen te werk is onmenslik moeilik. Dit is, hy sny jou hande, daar's nie plek vir goed nie. Moenie vir so kyk nie. Daar's nie plek vir goed nie. Jy raak frustreerd, jy raak kwaad, want dit is baie meer tegniese werk. Jy is meer 'n tegnikus as net 'n mechanic om aan 'n VW te werk. Want daar is mense wat geleer is daarvoor, ek is nie. Maar Camry maak jy met blou draad reg. Nee, jy gaan net aan. So die wêreld doen dit ook aan jou. Hy maak dit vir jou onmenslik moeilik om te leef in die wêreld. Dit lyk asof dit die lekkerste ding is. Hy het hierdie features, hy het hierdie. Maar dan wanneer jy in diepte begin sien, die koste aan dit is baie duur. Dit raak net al hoe duurder. Nou, die idee van die twee karre is twee illustrasies. Daar's twee wêrelde. Een vir Christus en een vir die wêreld. Christus verduidelik dit ook, daar's lig en daar's donker. Wees die lig, moenie in die donkernis wees nie, moenie in duisternis wees nie. Daar's ongelukkig nie 'n grys area nie. Dis of lig of donker. Nou as jy na Matteus 11, ek gaan my hierso. Matteus 11 vers 28 tot 30. Ek sal my hierso lees. Wat sê? Kom na my toe, almal wat vermoed en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer
van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. So wat ek vir julle daar graag wil sê is, die wêreld waarin jy leef is nogals belangrik. En flapper rond. Wêreld waarin jy leef is nogals baie belangrik. Waar wil jy wees? In 'n rustigheid en vrede wees, of wil jy meer in haas, ratreis rondbeweeg? Watter pad vat jy? Watter wêreld leef jy? Ek gaan 'n vergelyking vir julle ook maak. Jesus het in parables gepraat. Hy stories vertel. En dit het meer mense laat verstaan wat hy probeer verduidelik het. So ek gaan ook vir julle in stories vertel. Want dit is net maklik vir ons om te verstaan. As ek jou vat en ek sê vir jou, okay, ons gaan nou Vrydag vir die eerste keer Uber. Ek het nog nooit in my lewe ge-Uber nie. So ek gaan nou Vrydag vir die eerste keer Uber en ek is nogals excited, maar ek is ook bekommerd want ek het dit nog nooit gedoen nie. Maar die Uber gedeelte is, hoe dit werk is, jy gaan op die app, jy sê, okay, ek wil Grove Mall toe gaan. En dan sê, dat jy in die destination, Grove Mall, bla bla bla, en dan kom 'n vreemdeling, hy tel jy op, jy klim in die kar, tjoep, daar ry julle. Nou laai jy by Grove Mall af. Nou, wat ek vir julle wil sê, sonde het dieselfde effek op jou lewe as wat 'n Uber het. Jy gaan en jy sê, okay, ek gaan net van Silver Lakes af Grove Mall toe. Jy gaan net daai bietjie Uber, 5 kilos Uber. Dit kos jy miskien R50. Ek weet nie wat die pryse nie, moenie vir my vra. Kos jy dalk R50. Nou sonde het dieselfde effek op jou. Die eerste keer wat jy dit doen jy dit min. Jy klim in die kar, jy drink dalk 1 bier, jy vertel 1 leuen, jy kyk 1 stoute prentjie. En dan as jy weer sien, het jy al begin leer om nie te bestuur nie. Kan jy nie meer 'n manual kar ry nie. Nou kan jy net 'n automatic ry of jy verstaan nie lekker wie jy klats nie. Jy verstaan nie hoe werk jou ligte weer nie. Jy begin dit afleer want jy het so gewoond geraak om te Uber. En sonde het dieselfde geval. Hy maak jou so gewoond aan hom dat jy nie meer agterkom. Hoor jy, wag, ek is besig met die verkeerde ding nie. Ek gaan net uitgaan om 1 bier te gaan drink. As ek weer sien is my bil R5000 voor ek uitstap by die bar en dan soek hulle my karsleutels dit en dit en dit en dit. Of ek vertel 'n leuen. Begin met 'n wit leuen. Ek kan nou nie aan een dink nie. Ek vertel nie die volle waarheid nie. En dan next moment kom jy agter, wag, ek vertel nou leuns vir my vriende. Ek vertel nou leuns vir my baas. Ek vertel nou leuns vir almal. Ek lewe in 'n ander wêreld as wat die waarheid is. Maar jy het begin met wit leentjies. Nee, die wempie lyk mooi op jou, jy weet, en as jy weet nie is lewe jy in 'n leenwêreld. Maar daar's altyd hoop. Daar's altyd hoop. Nou 'n Uber is dieselfde konsep. Jy klim in en jy ry. Nou begin jy met R50, jy het 1 keer ge-Uber. Dat die feit dat jy 'n account kan al kry vir Uber, dat jy prepay vir Uber, dat jy al krediet kan kry vir dit. Kan jy in 'n balans wat jy dalk hulle R50,000 skuld, mens weet nooit, of R1000, R200, wat ook al. Sonder doen dieselfde. Jy begin met 1 ding, wesing 2, 3, 4, 5 en as jy wesing as jy met 'n vreemde in die kar en jy weet jy waartoe jy gaan mee nie. Maar as jy laat Jesus die wiel vat, is daar ook 'n prys om te betaal aan dit. As jy ons gaan baie rondspring in Matteus, so as jy na Matteus 16 toe kan gaan, 16:24. As jy ooit lees goeie soek wat jy soos boekmerke soek. Business cards werk nog ons lekker vir boekmerke. Matteus 16:24-27. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Wat sal 'n mens gee as 'n lofprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal elkeen vergeldig volgens sy dade. Dit is eintlik 'n bitter mooi vers.
Want ongelukkig is as jy laat Jesus die stuurwiel ook vat, is daar ook 'n prys, net soos wat Uber 'n prys het. Maar Uber se prys gaan jy nog dieper en dieper en dieper vat. Jesus vra een ding: gee my jou lewe. Al wat hy vir jou vra is: gee my jou lewe. En ek wil in 'n vergelyking maak met 'n Uber ry in die stad rond van plek tot plek tot plek, van keerplek. Maar as jy laat Jesus die wiel vat hy jou op 'n 4x4 journey, want dit is nie altyd maklik nie. Hy vat jou op 'n plek waar jy, ek weet nie as jy al soos Botswana deurgetoer het of Namibia of wat is die Sani passe gery het. Jy kan met enigiemand praat wat al daai paaie gevat het. Hulle sê vir jou dit was moeilik, dit was hard geweest. Ons het tyres gebars, dit het gebeur, dit het gebreek, ons het dit gefiks gekry en ons is reg deur. Maar as jy met hulle praat, sê dit was die beste experience van my lewe. Alhoewel die tyre het gebars, ons moes die spaarwiel opsit, water het, die headgasket het gebars, wat ook al gebeur het, die konsep. Maar as hulle sê daar klaar, sê dit was die beste tyd van my lewe gewees. En Jesus doen dieselfde met ons. Hy gaan nie vir jou sê, okay, daar is ons die pad gelyk, alles gaan goed en wel gaan nie. Hy sê, gee my jou lewe, word die lig en begin die pad saam met hom stap. Die hartseer van dit is, die Uber lyk soveel makliker, lyk soveel lekkerder, want jy bel net en sê, okay, vat my gou soontoe, vat my gou soontoe. Maar die pad waar Jesus die stuurwiel vat, gaan jy ongelukkig ook moet uitklim met daai kar uit en help die wielruil. Jy gaan uitklim en jy gaan help die ding moet regmaak. Jy gaan 'n pothol slaan, jy gaan so hoog spring, jy gaan die dak slaan, en dan gaan jy weer aangaan. Ongelukkig sit jy nie net as 'n passasier daar nie, maar jy het ook werk in daai voertuig. Gaan nou vir julle sê. Maar dit is lekker. Ek geniet dit vreeslik. Ek kan nie uit iemand anders se perspektief uit praat, ek kan net iemand anders se oogpunt uit praat, maar ek verkies as Jesus my stuurwiel vat en hy ry my. Some of it is bumpy road, so toef. Maar elke bumpy road is 'n verloning, is 'n loning aan die einde van die dag. As jy nou lees hier op vers 27, ons sal vergeld word vir wat ons op aarde deurgegaan het. So vir Uber kos dit jou net geld. Jy kry geld, jy moet heeltyd betaal, gaan jy na keerplek, betaal. En aan die einde van die dag, wat gebeur? Jy is net plat sak. Jy is verder af ondertoe as wat jy vorentoe is. Maar as jy Jesus die stuurwiel gee, gaan jy 'n bietjie werk, jy gaan 'n bietjie werk, en as jy die dag sou doodgaan of hy ons kom haal, gaan jy verloon word. Gaan jy daar staan, gaan jy sê, my goeie dienskneg, welkom. En jy gaan verloon word, jy gaan 'n kroon kry, jy gaan 'n robe kry, of 'n garment kry. En as dit nie awesome is nie, dan weet ek nie wat is eintlik awesome nie. Want jy lewe in 'n lewe waar alles is 'n give and take. Ek gee jou die, maar ek verwag die. Jy gee my dit, en dan verwag ek van jou om later dit by jou te kry. Ek doen dit baie met my pa. Dan stap ek in die workshop en dan vat ek wat ek wil hê en ek loop weer uit. En later vat hy wat hy wil en so gaan 'n mens aan. Maar dis nie hoe dit met die Here werk. Hy vra jou net een ding. Sê, gee my jou lewe en ek sal van daar verder dit hanteer. So wat ek graag 4 punte wat ek vir julle wil bring is net ewige lewe. John 3:16 het die Here vir jou 'n beloning gegee. Jy kan die ewige lewe kry as jy hom aanneem. Jy gaan 'n doelvolle lewe kry. Enige persoon wat weer na die 4x4 ding toe gaan en daar ry, hy voel asof hy waardig is. Die ou wat kos maak, die ou wat, ons het nou vriende wat op Botswana toe is, en ek sien hulle ry, elke ou het sy eie doel, sy eie job wat hy moet doen. Een ou bestuur, een ou maak die kos, een ou doen dit, en so ruil dit om. Elke aand is iemand anders wat nou kos maak, en so. Maar hulle almal voel doelvol, hulle voel nie asof hulle net nutteloos daar is nie, hulle het 'n doel. Nommer 3, ons is vry. Romeine 8:2, jy is vry in Christus. Ons het laas nog ook hieroor gepraat. Jy is vry, no condemnation. Romeine 1:8. En jy het hoop. En dis die moeilikste ding om in hierdie wêreld te hê, is hoop. En as jy net jou hoop kan behou in Christus, sou jy die wêreld kan deurgaan. Vol sterk.
Filippense 4 vers 13. Ek dink almal ken hierdie nou van Sondagskool. Filippense 4 vers 13. Mos so liedjie of iets nie. Okay, ek weet nie. Sorry. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. So, hy gee jou die krag om jou stryd deur te stryd. Hy gee jou die krag om wanneer daar 'n probleem is om jou probleem uit te sort. Hy gaan nie vir jou sê, okay, laat ek julle voorbeeld wys. Die boek is nou toe. Here, die boek is nou toe, asseblief maak hom oop. Anders weet ek nie wat ek gaan sê nie. Nee, maar hy gee my die krag om die boek te kan oopmaak. Hou ook om my preek nou verdwyn net een. Om die boek oop te maak en te kan sien. Daar's hy. Dis my probleem wat ek het. Here, ek sukkel met dit. Ek sukkel met dit. Okay, kom na my toe. Ek gee jou rus. Ek gee jou krag. Weer terug na Matteus 11 toe. Sy juk is sag. So wanneer daai probleem kom, dan sê Here, vat net oor. En dan gaan hy vir jou sê, dan begin jy die probleem instap. Okay, ek weet nie wat om te sê nie, maar dan iewers klik, sê dit en dit en dit. Sê dit en dit en dit. Woensdag het ons 'n wonderlike bidtuur gehad en mense het hulle verhale vertel. En dit was van die mooiste van alles en ek kan getuig daarvan dat die Here dit al 'n paar keer met my gedoen het. Wat jy in 'n moeilike situasie ingedruk word of ingespassioneer word, waar jy net weet, jy weet nie meer wat om te doen nie, weet jy wat om te sê nie. En jy stap daarin en dan sit jy daar en so ek sien die moeilikheid, ek weet nie wat om te sê, Here, help en dan next moment sê dan begin ou met jou stry of beklei of 'n kliënt is moeilik met jou en dan kom jy agter, okay, sê vir hom so en so, dan sê jy vir hom, luister meneer, so. Dis die ware geval, nie dit nie. En next moment, okay, maar so sê, maar meneer, kom terug. En onthou jy goeders wat jy nooit onthou nie, gebeur goed met jou wat jy daai ou het nie eers daai ding geteken en eerslik is daai ding geteken van hoe dit gebeur. Ek kan 'n paar voorbeelde vertel. As jy bid en sê Here, gaan my vooruit. Dan kom ek op 'n site, dan begin ons werk en dan begin ek paniek. Ek kry sommer angsaanval en ek begin paniek. Ek weet nie wat hier aangaan nie. Ek sukkel om die pyp teen die muur te kry en dit is net chaos. Dan staan ek net terug en sê Here, vat die stuurwiel, U bestuur. Vat die stuurwiel en dan staan jy daar aan iewers klik en okay. Ek moet dit doen. Hierdie geyser wil nie nou werk nie. Okay. Kyk bietjie daarna. Jy het nog nie gekyk daarna. Dan haal jy daai part af en kyk jy, hier is hy toe geklop. Maak hom skoon. Sit hom terug. Tjoep, of werk die geyser. Na 4 ure is gesukkel, frustreerd, kwaad geword, gevloek, gedit, gedat, gedie. Staan jy daar iewers sê Here, ek weet nie meer help net. Ek weet nie. En sê kyk net, sien daai partjie vir haar boos. Kyk net bietjie daarna. Haal jy hom uit dan kyk jy, die ding is nie lekker nie, maak hom skoon. Tjoep, daar is die probleem opgelos. Daar werk die geyser weer 100%. Partykeer is dit moeilik vir ons om te vertrou op die Here. Dit is nogals partykeer verskriklik moeilik om te vertrou op hom, want ons wil alles in ons eie beheer vat. En dit is nie moontlik nie. Dit is net nie moontlik om dit te doen nie. Jy moet alles oorgee aan hom. Alles. Want as jy net 'n bietjie gee, hy wil nie 'n bietjie hê nie. Hy wil jou alles hê. Jy kan nie sê, Here, ek gaan Sondag kerk toe, ek doen nie dit. Ek gee net 'n bietjie van my lewe vir U. Hy wil nie 'n bietjie nie, hy wil alles hê. As jy in 'n verhouding kom met 'n vrou of met 'n meisie, ons vat 'n meisie byvoorbeeld eendag. Jy gaan nie net 'n Sondag vir haar gaan kuier nie. As jy kan gaan die Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag sal die skoonpa gaan jy begin wegjaag en sê, los net 'n bietjie my dogter uit man. Sy moet ook 'n lewe, maar dis dieselfde as doen met Jesus. Ons wil hom net Sondag hê of net 'n Woensdag aand hê of net 'n bietjie hê. Hy is veronderstel om die hele dag in jou lewe te wees. Dis tyd dat ons bietjie terugkom na dit toe. Dis tyd dat ons ophou in die Ubers klim en een cheap Uber vat wat ons hele lewe kan kos en eerder vir Christus ons lewe gee dat hy ons paaie kan ry en bestuur en ons vat op die doel van ons volle lewe. Ek wil nog een voorbeeld vir julle gee want dit is my lewe verhaal. Ek het vir lang rukkie opgehou vloek en dit het baie goed gegaan. Maar sodra ek weer daai een woord gebruik het, een vloekwoord weer gebruik het, dus stroom het weer terug in my om weer te vloek soos 'n matroos. En ek het elke verskoning gesoek om te kan gebruik om te vloek, om dit te justify. Byvoorbeeld 'n storie te vertel. Iemand het vir my 'n ding vertel en gesê dit en dit of if jou so en dit en dan wil ek ook die storie hervertel. Maar dan wil ek nie sê hy het
piep, 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 piep gesê nie. Dan wil ek ook sê, maar hy het eintlik vir my dit en dit en dit en dit gesê. Ek kan dit nou nie oor die kansel sê nie, maar daai het ek elke verskoning gesoek om weer vloekwoord te kan gebruik. Want dit is mos, ek herhaal mos net wat hy sê, ek vloek mos nie, ek herhaal net. Maar toe raak dit weer vir my makliker. En toe ek Vrydag my toonstam, toe ek sommer weer eina instead of te relax en nie te vloek nie. Maar dit is so maklik weer oor my lippe gekom. Ek het begin om die een Uber te vat van R50. En toe kom ek baie vinnig agter, hierdie Uber gaan my R200 kos, R300 kos, R400. Ek gaan weer opeindig om so te vloek soos 'n matroos. Dit vat baie keer baie selfbeheersing, maar dis kom as die Heilige Gees het en die vrug van die Gees het wat liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, sagmoedigheid, verdraagsaamheid is en selfbeheersing ook is. In slotte, maak seker jy maak Jesus die stuurwiel van jou lewe, dat hy vir die ewige lewe kan gee, 'n doelvolle lewe, dat ons kan vry wees en hoopvol wees op hierdie aarde, tot ons hom kan ontmoet, eendag in die hemel. Dankie julle. Kom ons bid net gou saam, ons buig die hoofde, en dan bid ons gou saam. Here, gee ons toe, dat U die stuurwiel van ons lewe kan vat. Gee ons U volheid, U Heilige Gees, dat ons die kan net oorgee, en steeds wat ons self as stuurwiel vasgryp, of in 'n Uber wil klim, dat hy ons rondry, dat ons kan vir U oorgee, in volheid, en in volle werking. Here, ek vra dat U net ons harte kan sien, want baie keer is dit moeilik om dit te doen, dat ons net kan oopmaak, en U volheid net kan ervaar, vir ons wat baie keer sukkel om daai oorgee te gee, dat ons net kan sê, Here, dis U wil, nie myne nie. Soos U gebid het in the Garden of Olives, die Vader se wil en nie myne nie. Dat ons daai kan oorgee aan U. Here, seën ons waar ons hierdie week gaan uitgaan, dat ons kan sien, Here, hier is U stuurwiel, vat oor, wag, ek wil nou in 'n Uber klim, en dan sê nee, laat ek eerder maar inklim saam met U. Beskerm ons, bewaar ons hierdie week, en laat ons U sien in ons lewe elke dag. In Jesus naam, amen.